Hallo almal en baie welkom terug by Swysvlak 2. Nou ja, tot nou toe het ons nogals hard gewerk, nê, met ons eie hande, ons eie spierkrag. Maar vandag verander dinge. Ons begin werk met masjiene wat wel baie sterker is as ons. So, kom ons duik in die wêreld van kraggereedskap. Goed, hier is so vinnige kykie na wat ons vandag gaan dek. Ons gaan eers mooi verstaan wat kraggereedskap nou eintlik is. Dan kyk ons na die 3 hoofmasjiene wat ons gaan gebruik en dan die heel belangrikste deel, veiligheid. Daarna is dit jou beurt om bietjie te wys wat jy geleer het en dan sluit ons af. Klink goed? Kom ons begin. Goed, kom ons dink gou bietjie terug. Onthou julle in les 4 hoe ons met daai justersaag en die vyl gesukkel het? Kan jy onthou hoe lank dit gevat het om deur 'n stukkie staal te sny en hoe moeg jou arms geword het? Wel, vandag gaan ons 'n manier leer wat baie vinniger, sterker en, glo my, sommer net makliker is. Stel jou gou hierdie prentjie voor. Jy moet deur 'n regtig dik stuk staal sny. Of jy moet 20 presiese ronde gate in 'n metaalplaat boor. Met die hand? Sjoe, dit gaan jou ure vat en jou arms gaan voel of hulle gaan afval. Vir sulke groot werk het ons iets baie sterker as ons eie spiere nodig. Ons het krag nodig. En dit bring ons by ons sleutelwoord vir vandag, kraggereedskap. Nou, anders as jou handgereedskap, werk hierdie goed glad nie met jou spierkrag nie, glad nie. Binne in elkeen is 'n elektriese motor wat sy krag deur 'n kabel van 'n muurprop afkry. En mense, dit is die groot verskil. En die verskil is soos dag en nag. Kyk hier, aan die een kant het jy handgereedskap. Dit gebruik jou spierkrag, dit is stadig en dit verkag baie moeite. Maar aan die ander kant het ons kraggereedskap. Dit gebruik elektrisiteit, dit is blitsvinnig en dit maak moeilike werk sommer kinderspeletjies. Goed, nou, daar's 'n hoop verskillende soorte kraggereedskap daar buite. Maar hier in ons werkstok gaan ons eers op 3 hoofmasjiene fokus. Hulle is ons staatmakers, die gereedskap wat ons die meeste gaan gebruik. So kom ons kyk na elkeen van naderby, want dit is baie belangrik om die regte gereedskap vir die regte werk te kies. Eerst op ons lys die ou bekende, die boormasjien. Ek is seker julle het al een gesien. Hy het 'n handvatsel met 'n sneller wat jy trek en hiervoor is die kloukop, die Engelse woord is chuck, wat die boorpunt lekker styf vashou. En waarvoor gebruik ons hom? Wel, eintlik net vir een ding, om perfekte ronde gate te maak. Byvoorbeeld, as ons 2 stukke metaal met 'n bout en 'n moer aan mekaar wil sit. En dit werk so maklik, regtig. Jy trek die sneller, dadelik vloei daar elektrisiteit na die motor toe, daai motor laat die boorpunt blitsvinnig in die rondte draai en soos jy druk, sny hy 'n perfekte skoon ronde gat in die metaal. En dis dit, eenvoudig, maar ongelooflik kragtig. Goed, nou wil ek hê julle moet baie mooi luister. Ons kom nou by ons tweede masjien, die Haakse slyper, of soos baie mense hom noem, die angle grinder. Hierdie is waarskynlik die kragtigste en ja, ook die gevaarlikste handmasjien wat ons in die werkskool gaan gebruik. Jy moet hierdie masjien met die grootste respek hanteer. En hier is hoekom. Kyk bietjie na daardie nommer. Meer as 10,000 RPM. Nou, RPM staan vir die Engelse woorde revolutions per minute, maar ons praat sommer van toerental. Dit beteken, die skyf draai meer as 10,000 keer in 1 enkele minuut in die ronde. Dis amper te vinnig vir die brein om te verstaan nie. So, wat doen ons met al daai spoed en krag? Wel, ons het verskillende skuwe op die slyper vir verskillende take. Ons kan vreeslike dik staal daarmee sny en dit gaan deur die metaal soos 'n warm mes deur botter. Ons kan ook roes afslyp of daai lelike knoppe op 'n nuwe swyslas mooi glad en plat maak. 'n Baie veelsidige masjien. En dan, ons derde masjien. Dit is die figuursaag of jigsaw. Onthou gou, 'n handystersaag kan net in 'n reguit lyn sny. Dis al wat hy kan doen. Maar sê nou jy wil 'n sirkel uitsny of 'n golfpatroon, dan gryp ons die figuursaag. Sy klein limmetjie beweeg ongelooflik vinnig op en af en dit laat ons toe om allerlei kurwes en vorms te sny. So, dis belangrik om die verskillende bewegings te onthou. Die boormasjien en die Haakse slyper se krag kom van 'n vinnige draaibeweging in die ronde en ronde. Die figuursaag aan die ander kant se krag kom van 'n vinnige op- en afbeweging. Dis 2 heeltemal verskillende aksies vir 2 heeltemal verskillende soorte werk. Goed, ons het nou gesien presies hoe kragtig hierdie masjiene is. En dit bring ons by die belangrikste, die absoluut kritiese deel van vandag se les, veiligheid. Juis omdat hierdie masjiene so sterk is, moet ons een ding onthou. Hulle dink nie vir hulle self nie. Ons moet vir hulle dink.
Ek wil hê jy moet gou vir 'n oomblik self dink. Met masjiene wat so ongelooflik vinnig en sterk is, wat dink jy kan moontlik verkeerd loop as ons nie 100% versigtig is nie? Hierdie sin sê alles. Dis die koue, harde waarheid. 'n Masjien het nie gevoelens nie en hy dink nie. Hy doen net waarvoor hy aangeskakel is. So as jou vinger of 'n stuk van jou klere of enigiets anders in die pad is, wel dan gaan daai masjien reg daardeur sny. Juist daarom is daar 4 groot veiligheidsreëls wat jy nooit, en ek bedoel nooit, mag breek nie. Nommer 1. Voordat jy enigsins dink om hom in te prop, inspekteer die kabel. Kyk vir enige skade. Nommer 2. Moenie die masjien forceer nie, laat die masjien self die werk doen. Dis waarvoor hy gemaak is. Nommer 3. Dra altyd jou persoonlike beskermende toerusting, ons noem dit PPE. En nommer 4, en dis 'n groot een, sodra jy klaar is, of as jy 'n lem of 'n skuifel omruil, trek daai prop uit die muur. Geen verskonings nie. Kom ons praat gou oor daai PPE. 2 dinge is glad nie onderhandelbaar nie. 1. Veiligheidsbrille. Altyd. Daai slyper skiet warm vonke en klein stukkies metaal vinniger as wat jou oog kan sien. As net een van daai goedjies jou oog tref, is jy dadelik blind in daai oog. Dis so eenvoudig. En 2. Dik leerhandskoene. Altyd. Om jou hande te beskerm. Sien julle? Goed. Nou dat ons die masjiene ken en ons weet hoe om veilig te werk, is dit jou beurt. Kom ons speel 'n vinnige speletjie. Ek noem dit die wat kort ek speletjie. Kom ons kyk of jy die regte gereedskap vir die regte werk kan kies. Hier is 3 verskillende take. Nommer 1. Jy wil 'n dik ysterpyp presies in die helfte deursny. Nommer 2. Jy moet 4 netjiese gate in 'n metaalplaat maak. En nommer 3. Jy moet 'n groot letter S uit 'n stuk plaatmetaal uitsny. Skryf gou in jou boek neer watter een van ons 3 masjiene jy vir elke werk sal gebruik. Druk gerus pause en dink mooi daaroor. Uitstekend gedoen. Kom ons bring nou alles wat ons vandag geleer het mooi bymekaar. Net 'n vinnige opsomming om seker te maak ons onthou die heel belangrikste punte. So, wat het ons geleer? 1. Kraggereedskap is vinnig en sterk want dit gebruik elektrisiteit. 2. 'n boormasjien is vir gate. 3. 'n slyper is vir sny en verslyp. 4. 'n figuursaag is vir vorms. En 5. Die belangrikste reël van almal. Veiligheid kom altyd eerste. En onthou altyd hierdie woorde. Krag bring verantwoordelikheid. Hierdie masjiene gee jou ongelooflike krag in jou hande. Die krag om vinniger en beter te bou as ooit tevore. Maar saam met daardie krag kom die groot verantwoordelikheid om jouself en die mense om jou veilig te hou. En dit bring ons aan die einde van vandag se les. Jy weet nou van 3 ongelooflike kragtige masjiene en nog belangriker, jy weet om hulle veilig te gebruik. So my vraag aan jou vandag is, as jy enige projek kon aanpak met hierdie nuwe kennis, wat sou jy eers wou bou? Dink 'n bietjie daaroor. Baie dankie vir julle aandag en bly mooi tot ons volgende keer gesels.